Goed, so julle daai tema gekry, wat Gideon uitgestuur het, neem wraak teen die draak. En is 'n getuienis van seksuele welis. Toe ek 'n student was, nou in opleiding vir teologiese studies en opleiding vir die bediening, toe het ek ergens 'n klomp kassette gekry, tapes, preke. En in een van die preke, toe sê die prediker, toe maak hy hierdie stelling, my altyd bygebly. Jesus is all you need, but you won't realize he's all you need until he's all you got. And if he's all you got, you'll realize he's all you need. En ek het dit op 'n wonderlike manier besef in die jaar 2020. En ek gaan dit nou 'n bietjie deel, ek gaan daar uitkom, maar ek dink agtergrond gaan jou help om te verstaan wat ek met daai stelling bedoel. So die probleem van my met seksuele welis het begin toe ek standaard 5 was, vandag is dit nou ons graad 7 en standaard 7 was. Want hier is wat gebeur het. Ons het lewensoriëntering gehad. So wat gebeur is 'n mansonderwyser vat nou die klomp seuns apart. Ons is klomp 13-jariges en dan 'n onderwyseres sal nou 'n klomp van die meisies vat en dan praat hulle met jou nou oor die blomme en die bye. En hierdie onderwyser sê toe, nou klomp goed wat hy bespreek het, maar hy sê toe onder andere, dit is nie verkeerd om jouself te gee aan seksuele welis en aan die uiting daarvan. Jy moet dit net nie oordoen nie. En toe ek in standaard 7 was, in graad 9, toe gebeur dieselfde ding. Onderwyser vat al die seuns apart, die juffrou vat al die meisies apart en die onderwyser sê dieselfde ding. Hy sê dis nie verkeerd nie. Jy moet net nie nou verslaaf wees daaraan of dit oordoen nie, maar dis oukei. Ek het ook slegte vriende gehad, so einde van my laerskool daar, en toe vroeg in my hoërskool. So, kom ons sê nou maar, morele vriende, hulle is ou nie van die bad ouens wat rondslaap en rook en, jy weet, dronk word en so nie. En selfs vuil taal eers gebruik, as hulle gesels nie, hulle vloek nie. Maar, hulle het seksuele goed gepraat. Wanneer ons 3 vriende nou by mekaar is, dan het hulle vieslike goed gepraat. Baie slegte goed, en my ouers het nie geweet daarvan. Hulle was nie bewus nie. My ouers self het nooit regtig met ons is 4 kinders, het nooit met ons gepraat oor seks nie. Was nie gesprekke nie. My ma het so eenmaal probeer, toe ek 15 was, vat sy my gimnastiekoefening toe eendag en sy wil so iets en ek het dit gou dood gepraat. Dit was baie skaam. Ek onthou eendag in die kerk selfs, toe een van die predikante, toe sê hy, kyk, hy gaan nou oor hierdie onderwerp nou praat vanaand by 'n aanddiens, en almal wat in die laerskool is kan maar gaan, daar's nou iets wat vir hulle gedoen word, en die wat hoërskool en ouer is, julle bly, en toe staan ek op en ek draai my uit, ek gaan nie oor hierdie goed hoor nie. En toe sê hy vir my, Iver, jy kan maar bly, en wat ek sfeer nie. Ek het so skaam gekry, ek dink my ore was rooi, en ek het toe nou maar gesit, maar ek kon nie onthou waaroor ek gepraat het nie. Nou, ons het nie internet gehad nie, dis nou voor internet oral was. Eintlik, ek dink voor internet, ek is nie heeltemal seker nie, maar dit was nie populêr nie, so ek het nie internet gehad nie, nooit internetpornografie gekyk nie, ook nie tydskrifte gekoop nie, wat mos in plastiek sakkies toe was in die kafee, so nooit dit gedoen nie, maar ons het flieks uitgeneem by die videowinkel, en my ouers het nie geweet nie. Ons het so, ek en my broer het in 'n buitekamer gebly. Ons 2 kamers en ons eie badkamer en so aan. En dan het ons flieks gekyk wat ons nie behoort te kyk nie. So dis nou in my hoërskooljare wat hierdie gebeur het. En toe in standaard 9, graad 11, toe het ek 'n deur oopgemaak verder wat ek nooit moes oopmaak. En dit was, niemand kan my gedagtes sien behalwe die Here nie, en ek ken my gedagtes. En toe het ek in my gedagtes begin die aakligste goed dink. Jy weet, fantasie, wat ek so in my gedagtes oorspeel. En toe ek nou klaar is met skool, dis nou standaard 9 matriek, en toe ek klaar is met skool, toe het ek nou die Bybel regtig ernstig begin lees. En soos ek die Bybel lees, kom ek op Matteus 5,
En ek sien, maar daai wat die onderwysers, want daai, laat ek dit gou reverse, daai gedagtes wat ek so koester en so speel in my kop. Ek het nie soveel skuldig gevoel oor dit nie. En ek was toe reeds, glo ek, het ek tot bekering gekom, toe ek 13 was, maar ek het nie soveel skuldig gevoel nie, want ek het onthou wat daai twee onderwysers gesê het, in standaard 5 en standaard 7, dit is nie verkeerd nie, jy moet dit net nie oordoen nie. En toe ek nou my gewete begin inlig met die skrif, en ek kom op Matteus 5, sien ek, maar hierdie is sonde. Want Jesus sê, julle het gehoor as gesê, jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ek sê vir jou, elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, seksuele begeerte, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. As jy jou oog jou laat struikel, ruk dit uit of pluk dit uit, gooi dit van jou weg, want dit is beter om die koninkryk van die hemel in te gaan met een oog, as om met 2 oë in die hel gewerp te word. As jou hand jou laat struikel, kap hom af. Want dit is beter dat jy met een hand in die hemel ingaan, as wat jou hele liggaam in die hel gewerp word. En toe begin daai stryd. Want nou is ek meer en meer in die skrifte, en ek sien wat die Bybel sê, en ek haat dit, en ek dink, hoekom doen ek hierdie? Jy weet, ek het hierdie aaklige gedagtes, en dan gee jy nou uiting daaraan, julle verstaan wat ek bedoel, en ek onthou, eendag maak ek 'n verbond met die Here. Ek sê vir hom, Here, ek sal nooit weer hierdie doen nie. En daar struikel ek weer in die skuldgevoelens, dat ek nou vir die Here beloof, ek gaan dit nooit weer doen nie. En ek begin toe verse memoriseer. Psalm 119 vers 11 sê ons, ek het die woord in my hart gebeer, dat ek teen U nie moet sondig. En ek begin verse elke dag, hordes en hordes verse, bær ek in die arsenaal, in die wapenkamer van my geheue en van my hart. En ek bid teen hierdie sonde, en ek begin vas, wat ek stry in my hart, en vir die Here smeek, ek wil hierdie ding doodmaak. My eerste bediening, ek is klaar met my studies, en ek word beroep Nelspruit toe. Ek word 'n jeugleraar daar, selfde ding, bid, vas, verse memoriseer. Hulle vra vir my, wil jy 'n TV hê? Ek soek nie 'n TV. Toe ek staan 9 was, het ons TV gebreek. En my ouers het nooit reggemaak weer daarna nie. So ons het nooit 'n TV gehad van toe af nie, en ek was gelukkig daarmee. Ek het gesê, ek soek nie 'n televisie nie. En soos die stryd aangaan, op 'n stadium raak ek so desperaat. Ek vertel my pa, ek sê vir hom, ek het hierdie stryd, hier's wat aangaan, en ek wil hierdie ding dood hê in my lewe, en so my pa hou my soort van, soos mens in Engels sê, accountable. En ons praat daaroor van tyd tot tyd, en dan is ek moedeloos, wanneer ek weer die aaklige gedagtes het, en ek gee toe daaraan, so skrikkelik moedeloos, en op 'n stadium dink ek, is ek ooit gered? Hoe kan ek sê ek's gered, maar hier's wat in my hart is, hier's wat in my gedagtes is. Die dag toe ek trou, toe is ek baie bly, tog nou is hierdie probleem vir ewig opgelos. En Paulus sê ons in 1 Korintiërs 7 in vers 2, hy sê, omdat daar soveel seksuele losbandigheid in die wêreld is, moet elke man sy eie vroue en elke vrou haar eie man hê. En dan sê hy in vers 9, dis beter om te trou, as om te brand van begeerte. En ek dog toe goed, hierdie ding gaan nou die probleem oplos. Maar jy sien wel is, las, dis 'n selfsugtige ding. Dis 'n ding van, dit gaan oor my en my begeertes en wat ek soek. So last wel is wil gryp, dit wil vat, dit wil nie gee nie. In Spreuke 30 staan 3 verse wat eintlik illustrasies is van gierigheid, van welis, jy kan dit van enige so tipe gierigheid, kan jy dit toepas, selfs geldgierigheid. En dan praat dit van, die Engels sê, the leech has 2 daughters. En wat is hulle name? Give and give. 'n bloedseier. Hy wil net hê. En dan word dit vergelyk met 'n vuur wat brand. Die vuur kry nooit genoeg nie. Hy sal altyd nog vat as jy vir hom gee. 'n bosbrand byvoorbeeld. Iemand het gesê, jy het nog nooit 'n bosbrand gesien, tot jy 'n Australiese bosbrand gesien het. Al die bloekombome, die eucalyptusolie kookbos, dan ontplof hy goed. My swaar vertel my, hy bly in Australië. Hy dog ag hierdie Aussies wat so praat van hulle bosbrande. Hy sê, toe sien hy dit. Wat hy op pad is werk toe, hy sê, al die karre draai om, hy sê, ag, wat is hulle bang? Hy sê, hy sien hoe spring hy vuur van hierdie kant van die pad, soos hy olie ontplof.
so 'n vlam tot aan die ander kant, toe draai hy ook maar om. En dis hoe wel is of is soos dor grond, wat hy kry nie genoeg van reën nie, of 'n vrou wat onvrugbaar is, 'n barren woman, sy kan nie genoeg kry, sy wil 'n kind hê. En dis hoe wel is in gierigheid is. Ekskuus, is vers 15 en 16, spreek dit daar. En so toe ek nou trou, ja, ek is nou getroud, ek het my eie vrou, maar my passie is verdraai. My passie is verwronge, ek het hierdie verwronge beeld weens die welis wat ek nou met my saam gedraai het van hoërskool daar af. En my passie is oordrewe. My vrou se passie is normaal. Jy weet, en toe dit 'n bron van konflik geword in ons huwelik. So my vrou is 'n rustige mens, en ek's 'n rustige mens, so ons is nou nie mense wat vloek en skel nie, maar daai een punt in ons huwelik, dit konflik begin maak. En dan, ek het hierdie sterk begeerte, en ek dink is net 'n sterk begeerte, maar is 'n oordrewe passie, is 'n verdraaide passie, en sy het normale passie. En nogtans moet ek vir julle sê, ek kan die Here dank vir my vrou. Sy was 'n groot hulp vir my, sy het my bygestaan, en nog steeds op daai stadium. Nou is daar al internet, en ek het internet, en ek het rekenaar, maar ek het nooit internetpornografie gekyk, of lelike goed gaan aankoop nie, en daai films wat ek op hoërskooltyd gekyk het, dit was toe nou iets van die verlede, ek het nie dit gedoen nie. Maar daai ou beelde wat ek gesien het, man, daai goed het teruggeflits in my gedagtes. En natuurlik ook vakansie, wanneer ons met vakansie gaan, gesinsvakansie, dan gaan ons nou, sê nou maar iewers by die see, iemand het 'n vakansiehuis in die gemeente, dit is baie gaaf, nou sê hulle, nee, dit kan gratis daar gaan bly, of ons het 'n plek by 'n vakansieoord, dan gaan ons vakansie, en dan is daar nou natuurlik vroumense. En jy weet, toe trek hulle aan by 'n swembad. En dan advertensieborde, daar's goed wat, sekere goed wat ek nie kon keer nie. So jy ry op die snelweg, as die massive advertensiebord, wat baie sleg is, en dan daar hierdie versoeking, of jy het dit gesien, en dan hierdie gedagtes in jou kop, of jy loop in die winkel, loop in Checkers in die eerste plek waar jy verbyloop is die tydskrifraak. En nou die versoeking om nie te kyk na alles wat daar vir jou mooi geadverteer word. En so, om hierdie sonde dood te maak op daai tydstip, ek gaan aan, dis bloed en sweet en trane, en is vas, en is bid, en is preke luister, en is in die skrifte indelf, en soveel as moontlik inneem, die skrifte wat ek kan, want ek het die beginsel verstaan op daai tydstip, as ek een van hierdie glase sou vat, ek gooi water in, ek vat 2 teelepels grond buite, ek roer dit, en dan maak dit mos nou modder, nou kan ek daai modder uitkry, sonder om dit uit te gooi, en daar is 'n manier, jy kan daai glas onder 'n kraan gaan sit, en jy maak daai kraan vol, sodat die skoon water inkom, en dan gaan hy uiteindelik, al daai vuil water uitloop. So ek besef daai beginsel toe, ek moet volmaak met die skrifte, met reinheid, met waarheid, sodat hierdie wat vuil is, kan uit. En so ek doen dit toe, memoriseer nog steeds verse, ek sê vir my vrou van hierdie stryd wat ek het, sy het verstaan, sy het geweet voor ons getrou het, maar ek sê vir haar van hierdie stryd, en sy help my toe. Sy, byvoorbeeld, as ons nou sou in 'n mall loop, dan sal sy vir my sê, moenie regs kyk nie, dan kyk ek links, jy weet. Of sy sal vir my sê, kyk vir jou voete, loop ons, kyk het vir my voete, hou hand vas, stap verby, so sy was 'n groot hulp vir my gewees. En ons het ons kinders getuiskool, homeschool, so ons het buiteseisoen vakansies gaan hou, is goedkoper, ons minder mense, en so, dit was 'n baie groot hulp gewees, so, byvoorbeeld as ons dan gaan swembad toe gaan, sê maar ons klein Kariba, dan sal min mense, maar dan sal my vrou vir my sê, nou gaan swem ons, wanneer ons dink, daar's nie mense, of daar gaan min mense wees. So ons in die swembad, en dan kyk my vrou sê vir my in die swembad, en sê sy, ok, moenie omkyk nie, kom net nader, dan trek sy my so, dan klim ons nou uit, droog af, kyk maar net vir jou voete, en loop die weg in die swembad. So sy was 'n vreeslike groot hulp. Maar, daai las was nog steeds 'n swaar las gewees, want konstant daai ou beelde wat terugflits, en dan goed wat ek nie kon help om te sien nie, byvoorbeeld die advertensiebord en so aan. En ek gaan vertel toe vir 'n predikant, hy is baie ouer as ek. Ek het eintlik jou gevra, sal hy my discipuleer, sal hy my disciple?
ek vertel toe vir hom, ek so moedeloos, ek sê, ek wil nie eens meer winkel toe gaan op my dag af. My vrou wil mall toe gaan, ek wil nie mall toe gaan, wil nie. En dan voel ek, maar ek's 'n slegte man, want my vrou wil ek 'n bietjie tyd saam hê. En toe vertel hy my van 'n ou prediker in Skotland. En die prediker, toe hy hoor al die voete wat so verbyloop, toe sê hy vir sy ma, hy's 'n jong ou gewees. Toe sê hy, hoor die voetstappe van daai mense wat hel toe gaan. Hier's so baie mense wat verlore is. En ek het nie eintlik mooi verstaan wat hy bedoel nie. Ek het so semi verstaan van, goed, maar ek kyk verkeerd na die ding, ek moet dink aan verlore mense. En Gideon het dit ook toe vir my gesê, dat wanneer hy iets sien, wat hy nou nie kon help om te sien nie, sien maar 'n advertensiebord of 'n vrou wat verbyloop wat sleg aangetrek is, baie vel, min klere, dan dink hy net, die arme vrou, sy's verlore. Is sy verlore? Dalk ken sy nie die Here nie, dan bid hy vir haar redding. Jy weet, of iets in daai lyn. Maar goed, ek leer toe die beginsel van Matteus 5 en Romeine 13 al hoe beter. Daai kap jou hand af, blik jou oog uit. Dit beteken ons nie letterlik kap jou hand af nie, anders kan jy aan hand nog sonde. En as jy jou oog uitblik, die ander oog kan sonde. As jy al twee oë uitblik, jou gedagtes kan nog sonde. So Jesus bedoel net, jy moet radikale aksie neem teen sonde. Radikaal. As jy nie 'n TV moet hê nie, moenie een hê nie. As jy nie 'n slimfoon moet hê nie, too bad, dat jy nie 'n slimfoon nie. Wat ook al jy moet doen, al is dit ongemaklik en pynlik, raak ontslae van dit wat jou gaan laat struikel. Romeine 13 vers 14. Maar bekleed julle met die Here Jesus Christus en tref geen voorsorg. Moenie voorsiening maak vir die vlees om sy luste te bevredig. Jy moet alles doen wat jy kan om sonde te vermy. Jy kan nie bid teen sonde, maar jy sit jouself in 'n posisie waar jy weet jy gaan struikel. 'n Ou wat bid, o Here, bewaar my teen dronkenskap asseblief, maar gaan net 'n Coke drink in die kroeg. Jy sit jouself in 'n posisie waar jy gaan sonde. So ek besef dit toe, en toe het ek dit begin prakties probeer toepas. So ek sal 'n draai ry, ek sal 'n ander pad ry, wat ek nie verby daai advertensiebord hoef te ry. Of as daar nie 'n ander pad is nie, dan sit ek my visor af in die kar, daai sonskerm dingetjie. Sit ek hom af, of ek sit hom hierdie kant toe, die advertensiebord's daar, draai hom hier, en ek ry so. En as ek in 'n winkel inloop, ek sal, hier is die tydskrifrakke, ek sal daar omloop. En dan goed gaan doen, betaal en stap weer uit die winkel uit. So ek het probeer om myself nie in daai posisie te plaas nie, of ek gaan swem nie saam met my vrou en kinders nie. Ek sit by die vakansiehuisie, ek lees 'n boek, en hulle weet dit, en hulle verstaan dit, of gaan nie strand toe nie, hulle gaan op die strand en sê, jy wil nie strand toe gaan nie, ja, dis jou hand afkap, dis jou oog uitblik, dis pynlik. Maar as jy wil, soos John Piper sê, do whatever you must in order to win the battle with lust. En so, dis hoe dit was, en dan sal ek dalk later gaan, want ons weet daar's nie mense nie. Maar ja, ek het gimnastiek gedoen, my laerskoolloopbaan het ek begin, en tot in my studentejare was ek gimnas, en toe ek nou kom studeer, het ek hier by Kenton Club, by Barnard Stadion en by Hoërskool Kenton Park, het ek gimnastiek gedoen. En so, ek is nou klaar met my studies, Snelspruit toe, eerste bediening, ek word terug by Robina toe in 2004, na die gemeente waar ek nou is, en toe begin ek weer gimnastiek doen, dit is lekker vir my, is regtig 'n lekker sport. Toe besef ek kan nie gimnastiek doen meer. En wen die vroue, die girls wat daar is, hulle, soos my vriend gesê het eendag vir 'n meisie, hoekom het jy 'n kostuum aan? So sy is nie 'n kostuum nie, is 'n leeuwtaal. Toe sê hy, sy sê, jy al ooit 'n kostuum met lang moue gesien? Hy sê, man, tog is 'n winterskostuum. Maar goed, so ek praat hier met 'n vriend, ek sê, luister, ek geniet gimnastiek so, maar hier is hierdie, toe sê hy, my broer, jy moet jou hand afkap en jou oog uitblik. En toe stop ek gimnastiek. Goed. Nou met die tyd saam, toe raak dit nou makliker. Makliker en makliker. Jy weet, sonde en versoeking is soos 'n plant. En hierdie plant groei in die donker. So gee hom lig, gee hom heeltyd lig, dat hy vrek. En so dis wat ek gedoen het, en toe raak dit nou makliker, jy weet, advertensieborde, ek hoef nie meer die sun visor daar te sit nie, dit pla my nie, ek kan net ry, ignoreer dit, ek kyk nie, later kon ek verby die tydskrifrakke loop, ek word glad nie versoek om te kyk nie, dit pla my nie die minste nie,
Selfs 'n vroumens wat sleg aangetrek is, wat vooraf verbyloop, my nie meer geplan nie. Kyk in 'n ander rigting, ignoreer dit. Nogtans, daar's daai beelde van die verlede wat terugflits. En ek haat daai goed. En ek weet nie hoe maak ek hierdie goed dood. Ek gaan praat met 'n prediker, so hier kom 'n ou uit van Wallis, hy kom preek by 'n konferensie in 2009, of 2008 of 9. Hy was al 2 jaar hier, maar ek kan nie onthou watter jaar ek met hom gaan praat het. Hy in sy preek praat hy oor wat moet 'n ouderling wees? Hoe moet 'n predikant, hoe moet 'n ouderling, 'n geestelike leier se lewe lyk? Hy Titus hoofstuk 1. Ja, ek so onder oortuiging van sonde. En hy sê dit op die een punt, he's a one woman man. En dit beteken nie hy het net een vrou nie, natuurlik beteken dit ook. Dit beteken hy's committed aan net een vrou. Sy gedagtes dwaal nooit nie, sy oë dwaal nie. Hy gebruik die woorde, hy sê, he does not flirt with his eyes, he does not flirt in his mind, he never flirts at all. Ja, en ek onthou die dinge van my verlede. En ek gaan na hom toe, ek bel eers my vrou, ek in trane, ek sit daar snot en trane in die kar, ek sê, pak die bokse, ek kwalifiseer nie om in die bediening te wees. Want hier is die goed van my verlede. En ek sê toe vir jou, kan ek met jou praat? Ek gaan toe in sy hotelkamer, die konferensie was by die hotel, gaan sit in sy kamer, man, ek huil sommer daar, ek sê vir hom, hier is my storie, hier is my verlede. Hy kyk my so, hy sê, what's the past got to do with the present? Say nothing. Hy sê, jy weet amper daai storie van, hy het ons sonde in die diepste see gewerk, dan sit hy ons 'n bordjie daar, no fishing, en dan gaan jy met jou bootjie en dan vis jy daar om daai sonde weer opdaal. En ek weet, Psalm 25 vers 7 sê, Dawid vir die Here, remember not the sins of my youth. So asof hy sê, Here sal nie vergeet wat ek nie kan. In elk geval, hy sê vir my, I think your sin is, you're not thankful enough. Ek kan nie verstaan wat hy bedoel. Ek het jare later verstaan, want Efesiërs 5 sê, hy praat van nou, moenie seksuele immoraliteit en so aan, moenie eens onder julle genoem word nie, as is proper among saints, but rather, or instead, let there be thanksgiving. So vir die enkelman, wat stry teen lust, teen welis, sy probleem is, hy is nie dankbaar nie. Hy is nie dankbaar, dankie Here, u het my op hierdie tydstip in my lewe enkel gemaak, en u dit gedoen sodat ek u op maniere kan dien wat 'n getroude man nie kan. Ek het meer tyd, ek het nie accountability, ek hoef nie vir 'n vrou en kinders te sê, hoorie, ek gaan vanaand gaan na daai Bybelstudie of ek gaan evangeliseer. Nee, jou tyd is joune. Vir 'n getroude man wat stry teen hierdie sonde van welis, wat sy probleem is, nie dankbaar genoeg. Hy is nie dankbaar, Here, u het my eie vrou gegee. Dankie dat ek 'n vrou het. Sjoe. Nietemin, dit help my toe. En dit help my ook, in daai selfde tyd begin ek toe 'n beradingkursus, 'n kursus in Bybelse berading. Daai dosent wat ons gehad het, is 'n 2 jaar kursus. Hy kom Bybelverse uit 'n klip uittap. Hy kom bloed uit 'n klip tap. Enige onderwerp, noem dit, angs, seksuele welis, depressie, dronkenskap, ander vorme van verslawing, slaaploosheid, kom ons sê egskeiding, konflik in die huwelik, rebelse kinders, jy kan enige onderwerp gee. Hy gee vir jou hordes en hordes en hordes Bybelverse. Dis jou huiswerk. Jy moet daai verse gaan opsoek, wat is die oorsake, wat is die gevolge, wat is die oplossing vir hierdie probleem. Ja, die Bybelverse loop so by jou ore uit. En ek doen daai toe. Dis intens, maar dis net Bybel. Daai kursus wat ek gedoen het, dit het my prediking verander. Dit het my pastorale bediening verander. Dit het my huwelik verander. Dit het my ouerskap verander. Dit verander selfs hoe jy bestuur op die pad. Alles, my stilte tyd, net my groei in die Here. Ek tog leer om ander te beraad, toe die Here my beraad. Dit was wonderlik geweest. Ek was so dankbaar daarvoor. Dit bring toe so 'n verandering in my huwelik. Kom ons sê, ek het nie 'n slegte huwelik gehad vir die eerste 5 jaar. Ek is in 2003 getroud, hierdie kursus is 2008 tot 2010. So ek het nie 'n slegte huwelik gehad nie, maar ek het julle vertel, ons het hierdie een punt van konflik, wat ons nie kan oplos. En die Here los daai ding toe op.
En ek besef ook, die Here los dit op, nie net, kom ons sê, intimiteit, daai aspek van die huwelik nie. Maar as elke ander aspek van die huwelik regtig begin floreer, en vanuit die skrif is daar hierdie transformasie, en deur die werk van die Gees, dan moet daai mos uitgesorteer word. En die Here doen dit toe. En ons huwelik blom, en ons huwelik floreer, en dit is so wonderlik. Maar ek maak dom foute. In 2016 gaan ons vakansie op Pilanesberg, Manjani kamp. En my kinders sê, ons wil Valley of Waves toe gaan. Sun City. Wat Sin City? Nee, Sun City, ons wil Valley of Waves toe gaan. En my vrou sê, kan ons nie kinders vat nie? Ek sê, ek wil nie so toe gaan. Want is nou ons daai kuns, daai nagemaakte see wat hulle het in die golwe en so aan. En regte sand soos op die strand. Ek sê, ek wil nie gaan. En my vrou dink, ag, hier is buite seisoen en daar sal seker nie so baie mense wees nie, kan ons nie maar die kinders vat nie. Ok, nou ek het al 'n ding nou teen die tyd, ek vat altyd 'n boek saam, ek hou van lees. Vat ek altyd 'n boek saam en gaan sit ek ergens en lees terwyl hulle almal swem. Ek sê, ok, ons gaan, en nou het ek die goed, jy betaal vir 'n lakker wat jy jou handdoek en jou beursie en selfoon en goede insit, en stap ek nou na die lakker toe, hulle sê nie maar, daar is nie baie mense nie, ek kan saam gaan soepe tube, en daar is hierdie, weet nie wat die ding se naam is nie, wat so verskriklike hoë slide is, wat scary is, en ok, ons gaan 'n paar keer daar vir sy kuier, daar is nie baie mense nie, nou stap ek lakker toe, nou weet ek hoe werk het, kyk vir jou voete, Spreuke 4 praat ons hiervan, hè, die einde van Spreuke 4, wat sê, kyk net vir jou voete, en nou jou oë, en kyk voor jou, nie links of regs nie, nou doen ek het, en nou kom jy by die lakker, en jy nou opkyk vir jou lakker, dan sê jy 'n vroumens, wat minder klere aan het as Eva. Oh, ek is so moedeloos, en so oortuig dat ek doen verkeerd om hier te wees, daar is so aangeplante woud, dit is nou by die Lost City gedeelte, en ek gaan stap daar en ek bid, en ek praat met die Here, ek sê, Here, ek roep uit tot hom, want ek voel hierdie sonde besoedel my so in hierdie versoeking, ek roep uit, daai dag toe ons huis toe gaan, sê ek vir my vrou, toe ons terugkom by Manjani kamp, ek sê vir haar, moet my nooit weer vra, om na so 'n plek toe te gaan, ek wil nooit weer by so 'n plek wees. 2020, ons gaan Skatbere toe, iemand het vir ons 'n baie goedkoop vakansieplek daar, R100 'n nag. Nou gaan ek nie op die strand daar nie. En net voor ons gaan, dis so ruk voor ons gaan, toe begin ek intens bid teen hierdie sonde. Ek bid elke dag. Ek dink ek gaan met alles in my, gaan ek hierdie ding doodmaak, eens en vir altyd. En ek pleit by die Here, en ek bid en ek smeek. Daagliks intense gebed. So, toe is ons nou Skatbere toe, 'n paar maande later, nou is dit November 2020, nou die kinders weer, kan ons Oshaka Marine World toe gaan, in Durban, weer eens, is nou 4 jaar na die Pilanesberg episode, die Sun City, en ek wil nie gaan nie, en ek sê vir die Here, my kinders weet dit nie, my vrou weet dit nie. Ek sê, Here, asseblief laat dit reën op daai dag, dat ons nie kan gaan. En die dag kom toe, en dit reën, maar dit is so 'n fyn motreentjie. My vrou sê, dit is die perfekte dag, daar sal nie mense wees nie. Ek dink dit dalk is sy reg. Dis nou deel van die dom foute wat ek maak, nee. Dalk is sy reg. Dink jy daar sal regtig mense wees. Ons gaan en is toe wonderlik, ons nie mense nie. Jy weet, ons gaan in die aquarium en ons gaan kyk die dolfyne, dis okay. Kyk die dolfyne swem en die triks wat hulle doen en nou het ek my drill, ek gaan toe glad nie waar hulle gaan nie, my boek, daar was 1 of 2 goed wat ek gedoen het wat al die mense was nie, ek's fine. En ek gaan sit een kant, lees my boek, en my vrou, ek het my foon by my, sy het hare by haar, sy sê, okay, ons is hier, kan jy hier toe kom? En ek stap soontoe, kyk af, soos ek doen, vir my voete, en toe na die plek waar ek my vrou moet kry, kyk ek op,
En hier's, voor ek my vrou sien ek hierdie vrou van vooraf gestap kom, natuurlik baie sleg aangetrek. Daai aand kom ek by die huis en ek bestraf myself. En ek sê, jy vra vir die Here, Here, ek wil hierdie sonde doodmaak. En sit jy jouself in 'n posisie wat jy weet daar versoeking kan wees. En ek bely dit as sonde teenoor die Here. Ek bely dat ek faal, ek misluk. Na daai vakansie bid ek elke dag. Elke dag teen hierdie sonde. Elke dag. En ek begin wonder op 'n punt, maar bid ek nie verkeerd nie? Dat ek heeltyd hierdie ding eintlik in my gedagtes hou. En elke dag so daarteen bid, selfs wanneer ek nie versoek word. Desember 2020, 7de Desember, kom Gideon, ja, hierdie Gideon, wat die manne ontbyt het doen. Gideon kom na my huis toe. En ons het so 'n bespreking oor 'n Bybelstudie wat ons moet aanbied in Januarie, of dalk was dit Desember nog. En ek weet nie hoekom nie. Maar net daar besluit ek gaan hom vertel van hierdie probleem. En ek gaan vir hom raad vra en sê, hoorie maar, bid ek nie verkeerd nie. En ek gaan vat toe die lang pad om. Ek vertel hom die hele storie, wat ek nou vir julle vertel het. En ek sê vir hom, Gideon, gee my raad. So ek nie besig eintlik om verkeerd te bid hierso. Nou, op sy diplomatiese manier sê Gideon vir my, sonder om dit soveel woorde te gebruik, sê hy vir my, ja, eintlik bid jy verkeerd. En hy vertel my toe van Hefsiba, sy vrou. Nou hierdie is publieke nuus en Hefsiba het gesê, sy het nie 'n probleem. Ek het haar voor die tyd ook gevra of ek hierdie kan deel. Sy het mos die stryd gehad met anoreksie, né? En sy het tot bekering gekom, maar toe staan nog hierdie stryd van anoreksie wat sy nie eet nie. En sy bid ook so. Hy vertel my toe, sy bid intens teen hierdie probleem wat sy het. Dat sy anoreksie het. En op 'n stadium wys die Here vir hom, jy bid verkeerd. Jy fokus heeltyd op die sonde. Selfs wanneer jy nie versoek word nie, bid jy oor hierdie sonde heeltyd. So jy is die een wat dit heeltyd ophaal. En toe wys die Here vir hom, fokus liewer op my. Jy fokus op die sonde, jy is nie besig om op my te fokus nie. En toe Gideon het sê, toe gebruik hy die voorbeeld van hoe Hefsiba toe begin bid het, Here, wanneer die versoeking kom, meer van U, Here, meer van U. En toe die Here daai probleem weggevat uit haar lewe. En toe Gideon het sê, toe dink ek aan wat ek gelees het in 'n biografie. So daar was 'n prediker in Wallis in die vroeë 1900s, sy naam was Martin Lloyd Jones, en hy het toe later in Londen gaan preek. En Martin Lloyd Jones vertel van 'n man wat kom raad vra by hom. Hy sê nie, eintlik in die biografie sê dit nie was 'n man of 'n vrou nie. Maar die persoon kom vra raad en sê ek kry die verskriklikste lastergedagtes, blasphemy, lastergedagtes teen die Here, is 'n Christen. En toe sê hierdie persoon, ek was nou by 'n paar predikante en hulle gee my raad en sê vir my, jy moet elke dag teen hierdie bid. En toe sê Martin Lloyd Jones, hou op bid daaroor. Want eintlik bid jy nie teen dit nie, jy haal net heeltyd die probleem op. Nou ek sou nie sê dis die raad vir elke persoon nie, maar dis die raad wat Lloyd Jones gegee het vir hierdie persoon. Hou op bid daaroor, eintlik is jy nie besig om daaroor te bid. En toe gaan die persoon weg, pas die raad toe, 'n week later kom die persoon terug, dis nou erger as voorheen. Toe sê Martin Lloyd Jones, that confirms my suspicion. Dit is Satan wat agter hierdie ding sit. Dis hy wat hierdie lastige gedagtes na jou toe bring. Hou net aan met die raad wat ek jou gee. Toe hou die persoon aan. Lank na Lloyd Jones dood is, toe kom die persoon en sê dit is jare later. Daai probleem het van toe af verdwyn en nooit weer teruggekom. Joh, dit was vir my soos 'n eye-opener. Ek het nooit daai koneksie gemaak met wat ek doen. Ek word nie versoek nie, by baie tye. En dan hou ek net aan bid oor hierdie probleem. Haal net die probleem heeltyd. En fokus op die sonde in plaas van die Here. Maar na daai gesprek met Gideon, ek voel ek kan op wolke loop. Ek voel soos daai vrou van wie Lukas skryf, die vrou wat vir 18 jaar vooroor gebid was, want sy is gebind deur hierdie gees, en Jesus sê, sy is vir 18 jaar, hierdie dogter van Abraham, en sy het deur Satan gebid. Toe genees Jesus aan, sy staan regop. Ek voel soos daai vrou. Ek voel hierdie las is van my af. Vir die eerste keer kan ek regop staan. Ek voel, ek het hierdie getuienis al by ons gemeente gegee. Ek voel soos 'n man, ek is professioneel, wanneer dit kom by perskes. Ek weet alles van perskebome en van soorte perskes,
en ek het al perske boeke gelees, en ek het perske plakate teen my mure, en ek het perske teende, en ek was by perske seminare, en ek het perske konferensies bygewoon, en ek het doktersgraad in perskes, maar ek het nog nooit 'n perske geproe. En daai dag voel dit vir my, nou het ek 'n perske geproe. Vir die eerste keer voel dit vir my. Daai las is so van my af, en ek besef, Jesus is genoeg. Jesus is vir ons geword, wysheid van God, regverdigmaking, heiligmaking, verlossing. Hy is my heiligmaking. Joh, wat 'n wêreld het vir my oopgegaan. Daai vrou van wie Jesus sê, jy het al 5 mans gehad, nou is jy by nommer 6, jy bly saam, jy is nie eens getroud met hom. Jesus het, en dan sê Jesus mos vir haar, kom drink by my die lewende water, jy sal nooit weer dors wees. Sy punt was, jy gaan drink by die modderwater, die rioolwater van die wêreld, dit versadig jou nie. Jy dink elke keer, ja maar hierdie man gaan die een wees, en dit is nie, en dan word jy weer teleurgestel. Dit kan jou nie versadig nie, ek sal jou versadig. Kom drink by my die lewende water. Spreuke 27 vers 20 sê ook mos, dat jou oë word nie versadig deur te sien. Dis hoekom jy aanhou kyk en nog wil kyk en meer wil sien en leliker wil sien. Of enige sonde is. Enige, nie net eers sonde nie. Net normale dinge in hierdie lewe, God se goeie gawes kan ons geniet, maar dit kan nie jou afgod word nie. Dit sal jou nooit versadig nie, net Christus gaan. Dis soos om 'n emmer te vat. Jy staan by die Grand Canyon. En jy dink jy gaan die Grand Canyon volmaak deur 1 emmer water. Met 1 emmer water. Daar's hierdie leemte in jou siel. Niks in hierdie skepping sal dit versadig nie, nooit nie. Dis 'n Grand Canyon en jy wil 'n emmer water vat en dink, nou gaan jy dit volmaak. Net Christus kan dit versadig. Net hy kan die leemte vul. Die Here raas met Israel en sê, julle het vir julle gekrapte drinkbakke gaan uitkap. Dit kan nie water hou nie. Julle het my verlaat, die fontein van lewende water. Net hy kan versadig. Luister wat sê C.S. Lewis. We are half-hearted creatures. We fool about with drink and sex and ambition when infinite joy is offered us. Dan sê hy, we're like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. Hulle nooi jou uit en sê, kom, ons gaan vakansie by die see hou. Nee, ek wil eerder aan modderkoekies bak, want hy was nog nooit by die see. Dan dink hy, daar kan nie iets lekkerder wees as modderkoekies bak. Dan sê Lewis hierdie reeltjie, we are far too easily pleased. Die probleem is nie dat ons nie genoeg plesier kan kry, dis hoekom ons nog goed soek in hierdie wêreld nie. Die probleem is, seks en drank en ambisie wat hy hier noem, dis sulke plesiertjies, wat net tydelik is en dit besoedel jou in elk geval en jy voel skuldig en dit is nie goed nie. God bied vir ons aan oneindige plesier, maar dan sê as nie, ek wil modderkoekies bak. So sedert Desember 2020, daai tyd wat Gideon en ek die gesprek gehad het. Die stryd is nou vir my in 'n baie groot sin soveel makliker as wat dit was. Ek dink aan 'n predikant met wie ek gepraat het in 2004, ons is by vergaderings in Port Elizabeth. En die ou was op daai stadium 64 jaar oud. So, toe gaan sit ek buite en ons gesels oor 'n predikant wat in sonde geval het, en hy is uit die bediening, of ten minste uit ons assosiasie van gemeentes. En ek weet nie hoe het ons daarby gekom nie, maar toe sê hierdie predikant, hy sê toe net, hy sê ja nee, toe ek 'n jong man was hierdie goed 'n versoeking, maar nou plaat dit my nie meer. Jy weet, en dis hoe ek voel, sedert 2020 tot 2026, was 'n baie groot sin waarin ek kan sê, wel, sekere van daai goed wat 'n probleem was, op hoërskool daar, na skool, 10 jaar terug, en 6 jaar gelede, plaat my nou glad nie meer. Maar in 'n sekere sin is die stryd baie moeiliker as wat dit was. En kom ek verduidelik dit so. In hierdie jaar, of dalk einde verlede jaar, toe hoor ek 'n predikant sê hierdie, ek het 'n preek van die ou geluister op YouTube. Toe sê hy, hoe ouer jy raak, hoe moeiliker word die stryd, onder andere met hierdie sonde. Soos, wat? Weet jy, dog jy gaan op baie punt kom, dat jy kan sê, nee, is geen stryd meer nie. Soos die ou man en die jong man wat ons in die winkel loop, en toe loop 'n vrou van voor af, en sy is baie sleg aangetrek, en toe sê die jong man, joh, ek wens ek kan op die ouderdom kom, wat hierdie goed my nie eens versoek nie. Toe sê die ou man, ja, ek ook.
Hy dog nou die ou man, he's got it, jy weet, hy's verby die ding. Hoekom is dit moeiliker? Die prediker sê toe, daai YouTube preek, hy sê toe, 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle oorval, behalwe 'n menslike nie. God is getrou wat nie sal toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. En saam met die versoeking sal hy die uitkoms gee dat jy dit kan weerstaan. Hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. Maar as jy mos nou 'n lang pad met die Here stap en jy is ernstig met hom, dan groei jy mos meer, dan word jou kragte mos meer, dan gaan die versoekings mos meer intens word, meer subtiel, moeiliker. Sjoe. En boonop insinueer Satan en demone onrein gedagtes. Is dit verniet dat die Bybel van hulle praat as onrein geeste? Wat ons versoek tot onrein denke, onrein dinge, hulle self is onrein en vol sonde. Nou, hoe weet ek dis Satan wat hierdie goed insinueer in mense gedagtes en onrein geeste? Hoe weet ek dit? Wie sê dis nie met my eie gedagtes nie? Soms is dit jou gedagtes, as jy daai versoeking vat en hom koester, as dit jou gedagtes. Maar partykeer is dit nie jou gedagte nie. Partykeer kom daai gedagte en hier sien jy onderskei. Wanneer daai gedagte, jy is besig met jou stilte tyd, jy is besig om 'n Bybel te lees. Uit die bloute kom die vieslikste gedagte in jou kop. Of jy is besig in 'n erediens, jy is besig om die Here te prys met lofgesange. Terwyl jy sing, kom 'n vieslike gedagte in jou kop. Ek praat nie net van hierdie tipe sonde, die ander sondes ook. Jy weet, lasterende gedagtes soms. Dan kom hierdie ding, jy dink, waar vandaan kom dit? Onmiddellik haat jy daai ding. Dit wys vir jou, dis nie jou gedagte nie. Daai is geïnsinueer deur onrein geeste, deur demone, deur Satan. Bose geeste, slegte dinge. En dan natuurlik ook, wanneer daai ding kom, hy kom uit die bloute en is iets so aklig, jy het nooit, ek weet die hart is bedrieglik oor alle dinge, maar jy het nooit in jou wildste drome hierdie ding gedink. Hoekom kom hierdie ding in my kop? Dan weet jy, dis Satan wat hierdie goed bring en insinueer. So jou plig is om daagliks, elke dag, te bid wat Jesus ons geleer het om te bid. En ek weet, daar's baie Christene wat dit nie doen. Jesus het ons geleer om te bid. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Hoe weet ek jy moet dit elke dag bid uit daai vers? Want die vers begin so, en. Dit beteken, hy koppel hom aan die vorige vers. Vorige vers sê, vergeef ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Maar daai vers begin ook met en, wat hom koppel aan die vorige vers. Die vorige vers sê, en gee ons vandag ons daaglikse brood. En. Wat beteken, jy moet elke dag die Here vra, verlos my van die bose, beskerm my, Here. Nou is die van die manne wat hier sit. Jy hoef nie jou hand op te steek of jou kop te knik nie. Antwoord maar net in jou hart. Is jy die man van wie ek hier praat? Sien jy jouself in my storie? En sê ja. Sien jy jouself dalk sê, ek het selfs verder gegaan as wat jy hier gepraat het. Dan wil ek vir jou iets leer, wat ek nog steeds mee struikel by tye, maar nie soos in die verlede soveel nie. Jy gaan nie die Here se guns terugwen deur werke nie. Want nou voel jy skuldig, want jy het toegegee aan hierdie aaklige sonde, en nou probeer jy die Here se guns terugwen. En jy sê, nou gaan ek vas vir 3 dae. En nou gaan ek vandag ekstra lank Bybel lees. En ek gaan vir 2 ure somme bid. En ek gaan daar my Bybel vat in die bos instap, in die veld, en ek gaan ekstra lank lees. En nou dink jy kan die Here braai deur stilte tyd. Want dis wat ek gemaak het. En dan voel ek so skuldig, of jy voel so skuldig, jy wil nie eens Bybel lees. Dis ook maar die duiwel, nee, wat voor jou wil gooi. Maar die Bybel sê, wie kan 'n klag inbring teen die uitverkorenes van God, is God wat regverdig. Maar nou voel jy so sleg en so skaam en so skuldig. Al wat hy van jou vra is, daar waar jy tussen die varke sit in die modder, is kom tot jou sinne en sê, ek sal teruggaan na my Vader, en sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en teen U. Ek is nie werd om die diensknegt genoem te word. En dan stap jy terug kop onderste bo en hy, hoe sê Charles Spurgeon, die ou prediker in Londen, slow are the feet of repentance, swift are the feet of forgiveness.
Hy sal jou tegemoet hardloop. Kom net met berouvolle hart, erken dat jy gesondig het. Hy sal jou omhels, hy sal jou soen, hy sal vir jou wit kleed aantrek, die beste kleed, skoene aan jou voete, ring aan jou vingers, slag die vet gemaakte kalf. En daai, ek weet, dis iets wat gebeur die dag wanneer jy na die Here toe kom, wanneer jy wedergebore word, wanneer jy tot bekering of tot inkeer kom. Maar daai oor en oor kom ek terug na die kruis. Oom het so gepraat van die kruis met die laaste manne ontbyt. Ons kom terug na die kruis, terug na die kruis, terug na die kruis. Nou sê jy miskien vir my vandag, maar ek weet nie eens waar om te begin nie. So moedeloos, ek weet nie waar om te begin nie. Dan blaar jy net. En jy sê, herder, ek weet nie waar om die herder te vind nie, kom haal my. Ek het gister so mooi in 'n boekie gelees, waar die ou sê, hy sê, jy sal dan vind. Jy is nie die hongerpersoon wat gaan brood soek nie. Nee, hy is die brood wat die hongerpersoon kom soek. En toe dink ek al oor, en toe dink ek aan klomp voorbeelde, hy vervul jou nood in elke opsig. Dink ek aan 'n klomp voorbeelde, ek het hulle hier neergesit. Hy is die herder, hy kom soek die verlore skaap. Hy is die deur wat hulle kom soek wat buite staan. Hy is die lig, hy soek die wat in donker sit. Hy is die opstanding in die lewe, hy soek na die wat dood is. Nie die dooie wat hom soek nie, hy kom soek die dooie. Hy is die weg, hy soek die afgedwaaldes. Hy is die waarheid, hy soek die misleides. Hy is die ware wingerd, hy soek die vrugteloses. Hy is die krag van God, hy soek die wat swak is. Hy is die wysheid van God, hy soek na die wat dwaas is. Hy is die woord, hy soek na die wat geestelik ongeletterd is. Hy is die wonderbare raadsman, hy soek na die verwardes. Hy is die vredevors, hy soek na die benoudes en die wat beangst is. Hy is ons vrede, hy soek na sy vyande. Sien sy vyande wat na hom kom soek nie. Hy is die ewige Vader, soos Jesaja 9 hom noem. Hy soek na sy kinders. Hy is die verlosser, hy soek die gevangenes. Hy is die offerlam, hy soek na die oortreders om hulle te vergewe. Hy is die bruidegom, hy soek na sy ontroue bruid. Hy is die doper met die gees, hy soek na die wat vuil en ongewas is, om hulle skoon te maak. Hy is die vertrooster van Israel. Hy soek na die wat hartseer is. Hy is ons hoop, hy soek die wanhoopig is. Hy is ons middelaar, hy soek die wat ver van God af is. Hy is ons rykdom, hy soek na die armes, hy is ons rus. Hy soek na die wat moeg en uitgeput is, en dis party van julle vandag. Hy is ons geneesheer, hy soek na die siekes. Dis nie die siekes wat 'n afspraak maak met die dokter nie. Nee, daai geneesheer, hy kom soek die sieke. Na sy manne. So kan jy sien vandag, Jesus is genoeg. Hy vervul elke begeerte wat hier binne is. Jy het nie daai ander goed nodig nie. Ons bid saam. Here Jesus, ek aanbid U, ek prys U. Dankie dat U ons net herinner vandag. U is genoeg. En ek vra, Here Jesus, asseblief, wil U vir ons help wanneer die leuns kom, die leuns van die wêreld, die leuns van die Satan en sy donker magte, selfs die leuns van die oorblyfsels van die vlees. Here, help ons om dit te weerstaan met U waarheid, om soos Jesus te kan sê, daar staan geskrywe. En dan U waarheid te vat en na Christus te vlug. En as ons gestruikel het, weer na Jesus te kom en weer na Jesus te kom en te sê, Here Jesus, U is genoeg. Amen.